En hierdie dinge, hierdie profesie, of hierdie voortgaan van die profesie, dit het 'n einddoel. Dit het 'n einddoel en dit is om mense voor te berei vir die groot en die deurligtige dag van die Here wat kom. Die oordeelsdag. Handelinge 2 en ons gaan vanaf die 14de vers lees. Maar voor ons begin, kom ons vra eers die Here, sy Heilige Gees, vir sy leiding. Kom ons bid saam. Onse genadige God, driemaal heilig, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat in U ontsaglike barmhartigheid en genade U self neergebuig het om aan sondaar mense U wil en U woord bekend te maak. En ons staan weer vanaand verwonderd daaroor, verwonderd oor dit wat U in die geskiedenis gedoen het, verwonderd oor dit wat gebeur het daar met die uitstorting van die Heilige Gees en verwonderd oor wat die Heilige Gees vandag nog in ons midde doen. Dat ons wat sondaar mense is, ons wat nie verdien om enigsins voor U aangesig te verskyn nie, dat ons hierdie goddelike woord mag ontvang, dat ons gelei mag word tot geloof, dat ons gelei mag word tot gemeenskap, dat ons gelei kan word ook tot die voortdurende en voortgaande verkondiging van hierdie woord, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het verlede keer het ons daardie gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees het ons behandel, wat daar gebeur het en die verskeidenheid mense wat daar by mekaar was en elkeen het gehoor hoe daar in sy eie taal gespreek word. Wat 'n absolute wonder. Hulle was verbaas en verwonderd en dan party het gesê, wat kan dit tog wees, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. En hierna volg die preek, die eerste preek wat daar in die Bybel vir ons opgeteken is van die Nuwe Testament era, wat deur die apostel Petrus gelewer word, net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Ons lees vanaf vers 14, ons gaan nie vanaand Petrus se hele preek behandel nie, maar ons sal ongeveer, as die Here wil, tot die helfte daarvan kom. So ons begin in vers 14, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom.
en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. So, ons het nou gesê, dis die eerste opgetekende preek in die Nuwe Testament, wat uit die mond uitkom van een van die gesante, een van die apostels, een van die predikers, een van die ouderlinge, wat die Here Jesus Christus aangewys het. Die apostel Petrus staan op. En omdat dit die eerste preek is, kan ons nou so 'n bietjie hierna kyk, want ons kan ook hieruit ook die algemene karaktertrekke van 'n preek kan ons uithaal. Wat maak 'n preek 'n preek? Daar is ongeveer 19 preke in die boek Handelinge opgeteken. So die prediking was 'n uiters belangrike deel van die stigting van die vroeë kerk. Nou, wanneer ons na ons katekismes kyk, dan is die vraag daarso in Sondag 25, hoe kom mense tot geloof? En dan is die antwoord, mense kom tot geloof deur die werk van die Heilige Gees en deur die gepredikte woord. So, die werk van die Heilige Gees, dis nou hier gesien, dis uitgestort, maar dit word nou opgevolg deur die gepredikte woord. Die katekismes voeg by, daardie geloof word versterk deur die bediening en die gebruik van die sakramente. So, maar die twee hooffaktore is hier teenwoordig, die gepredikte woord en die Heilige Gees wat nou werksaam is. So dis die eerste ding wat ons opmerk, dat hierdie eerste 3000 mense, ons sal later lees van die getal, wat tot geloof gekom het, dit was deur daardie twee faktore wat daar teenwoordig was. En wat is die eienskappe van hierdie prediking, is dat Petrus eerstens het opgestaan, hy het nie daar rondgehang nie, hy het opgestaan, hy het 'n woord gehad om te sê, en dit is tot vandag toe nog die karaktertrek van prediking. Dit is geroepe mans wat opstaan en praat en hulle stem verhef. Dit is deel van dit wat ons verder lees in die Bybel. Die woord word verkondig, dit word nie gefluister, moet verkondig dit word, dit moet, ek wil nou nie sê uitgebasyn word nie, alhoewel daar sommige predikers wat wel so preek, maar daar moet nie terughoudendheid wees nie, dit moet verkondig word. So, hy het opgestaan, sy stem verhef, en die erns van dit wat hy sê, onmiddellik, van daardie vers 14 af, baie duidelik, dit moet julle weet. Dit moet julle weet. So wat ek nou gaan sê, dit is van lewensbelang. Dis nie algemene trivia nie. Dis van lewensbelang wat ek nou gaan sê. Die tweede ding wat ons opmerk hier, en ons sal nou nog verder in Petrus se preek, sal ons daarvan kennis neem, en dat hy uit die Ou Testament uitpreek. Met ander woorde, hy gebruik die skrif as platform. Dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Met ander woorde, dit wat julle nou hier sien gebeur, dit wat ek vir julle gaan praat, kom ons kry dit op 'n vaste fundament.
Dis nie iets wat ek sommer maar net hier uit die lug uitgryp nie. Dit is reeds, in die Ou Testament is dit al reeds gespreek. En dan, weer eens in vers 22, luister na hierdie woorde, die erns daarvan. Vers 22, luister na hierdie woorde, Israeliete, luister, broeders en susters, geliefdes, hoor. En dan, die onderwerp van sy prediking, vers 22, Jesus die Nasarener. Jesus die Nasarener. Hom het God opgewek, vers 24. Met ander woorde, die opstanding van die Here Jesus Christus is in die boek Handelinge, en ons het al daaroor iets gesê, in die boek Handelinge en later ook in die Nuwe Testament, in die briewe van die apostel Paulus, selfs die boek Openbaring, die opgestane Christus, is die konkrete werklikheid waarmee hulle te doen het. Almal weet dat hy is gekruisig, maar hy is nie net gekruisig nie. Hy het uit die dood uit opgestaan. Uiters belangrik. So daar's 'n paar kenmerke van die prediking. Jesus die onderwerp, sy opstanding, sy werk, en dan sluit hy af ook daar in hoofstuk 6 in vers 36, wat ons nou nie vandag sal behandel nie. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, daar's weer die erns van die kennis wat oorgedra het, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. En telkens 2 maal kom hy terug hierna, dat die toehoorders is skuldig. Dat die mense wat hierdie dinge hoor, dat hulle skuldig is. Net soos, hoe moeilik dit ook al is vir 'n prediker, wat graag gewildheid wil hê, hoe moeilik dit ook al is, maar wanneer die gemeente daar voor hom sit, kan hulle nie net eenvoudig daar wegstap sonder om te voel, maar hierdie was 'n woord wat tot my gepraat het onder my omstandighede. Nee, ek is self skuldig, wat ook al, maar hulle is skuldig en ons as mensdom is kollektief skuldig aan hierdie dood van die Here Jesus Christus. Ons is nie beter as daardie Jode wat daar gestaan het en gesê het, kruisig hom nie. Voordat ons die Here self geken het, is dit maar elke mens se uitgangspunt. Wie is hierdie Nasarener, dat ek met hom iets te doen wil hê? So, Petrus het opgestaan, sy stem verhef en hulle toegespreek. Dit moet julle weet. En dan sê hy, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En dan haal hy uit die profesie van Joël aan. In die laaste dae, spreek God, sal ek vir my gees uitstort op alle vlees. Maar daar's 'n interessante ding, en ons moet besef, dat wanneer Lukas hierdie woorde skryf, is dat hy nie die hele preek aangehaal het nie. Hy het gedeeltes daaruit aangehaal. Daarom is dit goed om terug te gaan na die profeet Joël. Nou Joël was die profeet wat van God se komende oordeel gepreek het. Onthou julle die sprinkaanplaag? En dan ook, maar ook van God se komende heil en die komende Messias en die Heilige Gees wat uitgestort gaan word. Met ander woorde, daar kom 'n dag dat God se Gees uitgestort gaan word. Nou Joël het daaroor geprofeteer. Wees nie bevrees nie. Dis nou uit die profesie van Joël. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Onthou, ons het nou in die begin gesê, dat hulle het gehoor, die mense daar by die uitstorting van die Heilige Gees het gehoor, dat daar van die groot dade van God gespreek word. So, hier kom het uit Joël uit. Die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, en die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, want julle God, hy gee julle 'n leraar
tot geregtigheid. En daar kom die messiaanse lyn voor, die een wat julle sal leer rondom God se geregtigheid. En hy laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laat reën soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskype van mos en olie oorloop. So ons het gesê dat hierdie uitstorting van die Heilige Gees was juist tydens die Pinksterfees, juist toe God se oorvloedige genade erken was in een van die tradisionele feeste wat daar in Israel gevoer is. So dat dit met Pinksterfees gebeur het, sluit presies aan by die profesie van Joël. En dan sê Joël in sy profesie, sê hy dat ek sal my gees uitgiet op alle vlees, bedoelende, soos ons hier dan ook lees, alle soorte mense, nie man vir man, vrou vir vrou, die hele wêreld, nie? Alle soorte mense, alle vlees. En daar word dit gekwalifiseer deur die apostel Petrus en deur Joël, dat dit sal wees ou mense, jong mense, diensknegte, alle soorte mense. Daar is nie meer, en ons gaan nou terug na wat ons heel aan die begin gesê het, oor die Heilige Gees, daar is nie meer 'n onderskeid tussen die wat deur die Heilige Gees gelei word, en die wat onder die leiding van die Heilige Gees profeteer nie. Almal doen dit, nee. Almal doen dit. En ons staan verbaas daaroor, julle seuns en julle dogters sal profeteer, jongelinge sal gesigte sien, en ou mense sal drome droom. Die een Nederlandse teoloog wat hieroor gepreek het, het gesê, 'n leuke stoet kom in beweging. 'n leuke stoet. Nou ons weet dat die Rooms-Katholieke Kerk het altyd gepraat van die mense wat minder weet as leuke. Hulle is 'n leuke. Hulle het nie toegang tot die Bybel nie, hulle weet niks. As die priester nie aan hulle die sakramente bedien nie, dan verstaan hulle nie, en hulle het in elk geval nie toegang tot die Bybel nie. Maar hier kom 'n leuke stoet in beweging. En almal kan profeteer. Nou dink 'n bietjie aan dit wat ons lees in die Heidelbergse Katekismus in Sondag 12. Sondag 12 van die Heidelbergse Katekismus praat oor die Here Jesus Christus. Hy is ons hoogste profeet, hy is ons enigste hoëpriester, en hy is ons ewige koning. So daar het ons die Here Jesus Christus in sy 3 ampte, soos dit bekend staan. 3 ampte. Maar dan gaan die volgende vraag van die Katekismus in Sondag 12 en sê, maar hoekom word jy Christen genoem? Dan sê, maar ek is ook gesalf. Deur daardie salwing wat oor Christus is ek ook gesalf. En ek is gesalf self as 'n profeet, as 'n priester en 'n koning. Elke gewone lidmaat, ongeag wie of wat daardie lidmaat is, deel in daai salwing van die Here Jesus Christus. So, dit is iets wat natuurlik geweldig verwaarloos word. En ons sien dan verder aan in die boek Handelinge hoe verskillende mense profeteer, hoe verskillende mense die woord van God bekend maak. Ons het die hele openbaring van God, ons het geen verskoning om dit nie bekend te maak nie. En hierdie dinge, hierdie profesie, of hierdie voortgaan van die profesie, dit het 'n einddoel. Dit het 'n einddoel, en dit is om mense voor te berei vir die groot en die deurligtige dag van die Here wat kom. Die oordeelsdag. Dit is wat Joël van geprofeteer het, wat Jesaja van geprofeteer het, Jeremia van geprofeteer het, wat geprofeteer is dwars deur die Ou Testament. Daar kom 'n oordeelsdag. Die Here Jesus Christus het self daaroor gepraat. Daar kom 'n oordeelsdag.
In daardie oordeelsdag sal saamgaan met wonders in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die boek Openbaring is natuurlik vol daarvan. Maar hoor 'n bietjie wat die Here Jesus Christus self daarvan sê in Lukas 21. En dis die Here Jesus sê vir hulle, hy sê, voor daardie dag aanbreek, sal die een nasie teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Ek en broeder Abraham net nou gesels oor wat in Israel aan die gang is, en wat koninkryke wat teen mekaar opstaan, wat in die Oekraïne aan die gebeur is, koninkryke wat teen mekaar opstaan. Daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en hongersnode en pestsiektes. Daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse, en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. So, die prediking van die Here se woord gaan nie sonder risiko nie. Dit gaan saam met die moontlikheid van vervolging, en as jy die Here in hierdie dag en uur wat ons bly, as jy die Here se woord en sy wet en al sy konsekwensies verkondig, dan kan jy maar amper seker wees dat daar vir jou probleme sal kom. Mense hou nie daarvan nie. Hulle hou nie daarvan dat die waarheid uitkom nie. En dis presies wat die Here Jesus Christus gesê het. Maar dit is nodig, want die groot en deurligtige dag van die Here kom. Nou die dag weer geluister na 'n predikant wat praat oor Johannes die Doper se prediking. Johannes die Doper het dieselfde ding gesê. Hy het gesê, mense, daar's 'n Messias aan die kom, herken hom, want na hom kom die groot sifting waar die koring en die kaf geskei sal word. So, alles wat in die Nuwe Testament gebeur en wat daar verkondig word, staan in die lig van hierdie oordeelsdag wat aan die kom is. Nou sê die apostel Paulus in sy brief aan die Korintiërs, nou is die tyd van heil, nou is die tyd van welbehae. Moenie die genade wat nou aan julle geskenk word minag nie. Môre is nie nog 'n dag nie. Dit is iets wat baie vinnig, baie dramaties kan verander. Ons het gelees van aardbewings. 2004, toe het ons daar langs die walle van die Vaalrivier by die Bloemhofdam geloop, toe kom die berigte deur van 'n aardbewing in die Stille Oseaan, daar by Indonesië en Phuket, en binne 'n halwe dag is daar 250.000 mense dood. Net so. Alles totaal en al onverwags. Aardbewings. So luister na hierdie woorde. Dit wat ons hier sê is van lewensbelang. Luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareëner, 'n man deur God vir julle aangewys. So eerstens, hy gebruik hierdie woord Nasareëner. Nou, wanneer die woord Nasareëner gebruik, dan word dit gebruik, vir ons gebruik dit vandag met eerbied. Daar's kerke wat bekend staan as die gemeente van die Nasareëner of wat ook al. Maar ons gebruik dit met eerbied. Maar destyds was Nasaret was regtig nie 'n geagte plek nie. En dit is ook gebruik om die Here Jesus Christus se werk te verkleineer en om hom te verkleineer. Selfs hier in die begin van Johannes se evangelie lees ons dat Nathanael vra,
toe hy nou aan hierdie Jesus bekendgestel sou word, te sê, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Weet so, ek wil nou nie Koelsberg as 'n voorbeeld gebruik nie, maar sê nou maar Pofadder. Nee. Sê maar hierdie ou is so en so van Pofadder. Sê, Pofadder, dis, wat 'n plekkie is dit? So, is nie 'n belangrike plek nie. Die belangrike mense bly in Kaapstad, of in Pretoria, of in Johannesburg, of in New York, of wat ook al, maar hier is 'n Nasarener. Maar, hy is deur God aangewys. Julle het gesien wat hy gedoen het. Julle was aanskouers van die dade wat hy gedoen het. En daai mense het almal van Jesus geweet. Almal, hulle het geweet van hom. En hulle het geweet wat hy gedoen het. En baie van hulle het dit gesien. Soos julle self ook weet. Nou hy wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is. So God word nie onverhoeds gevang nie. Dit wat gebeur het met die Here Jesus Christus, is alles deur die raad, deur die voorkennis van God, het dit gebeur. Die Heer se raad word nooit gekeer nie. Nee, dit is mos wat ons ook sing in die Psalm. Die Heer se raad, hy het alles voorbeskik. Maar terselfdertyd sal ons as mense sal nie agter God se voorbeskikking en sy raad kan skuil ten opsigte van ons eie dade nie. En hierdie mense wat hierdie dinge gedoen het deur Jesus te kruisig, hulle word nou aangespreek. Het julle Jode, julle Israeliete, julle wat hier voor my staan, julle het hom deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Julle is skuldig, nee, hulle nie almal van hulle het seker daar gestaan nie, en gesê kruisig hom, nie. Maar baie het, en hulle sal inderdaad as 'n geheel, volk wat hom nie aanvaar het nie, sal as 'n geheel daarvoor verantwoording moet doen. In die vers 36 het ons net nou gelees, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. So, dis die aanklag. So, hy is die een wat God opgewek het uit die dood. Hy is die beloofde Messias, wat Joël en die ander profete genoem het. Hy het die smarte van die dood ontbind. En dit was nie moontlik dat hy daardeur vasgehou sal word nie. Daardie doderyk kon so min daardie verlosser vashou as wat 'n verwagtende moeder die kind in haar liggaam kan vashou. Dit moes na vore kom, dit moes gebore word. Hom het God opgewek. Paulus skryf in Romeine 1 vers 4, sy seun, God se seun wat gebore is na die vlees uit die gesag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode. Met ander woorde, daai opstanding uit die dode verklaar hom met krag as die seun van God. Dis onmoontlik dat hy daar kon wees, en ons sal hiervandaan nou verder sien, want vanaf hoofstuk 2 vers 25, hoe Petrus verder omgaan met die opstanding. Een laaste gedagte. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Gedagte wat ons van Genesis 4 in die Bybel kry. Daar was Set se kinders in die tyd van Kain, en daai verskriklike verwording in die wêreld begin het om die Here se naam aan te roep. En dit is wat gelowiges vandag nog moet doen. Die Here se naam aanroep, nie net bely nie, maar ook aanroep.